Goeienaand en baie welkom by Woensdag Woordskool. Ons is steeds besig met Handelinge en ons gaan vandag voort met Handelinge hoofstuk 9. Met die aard van die saak, daar is 'n verskeidenheid van tydlyne beskikbaar as 'n mens probeer om die gebeure van Handelinge en die evangelies uit te pluis. Maar die tydlyn wat ek gekies het, is een wat redelik wyd aanvaar word. En dan begin ons met die kruisiging van Jesus op die 3de April 33 na Christus, wat baie spesifiek is, maar dit is 'n datum wat deur 'n meerderheid van kommentators aanvaar word. Dan sal ons sien dat min of meer 'n jaar of 2 daarna, dat Saulus teenwoordig was by die steniging van Stefanus, en dan so 'n jaar of 2 weer verder, is dit dan die bekering van Saulus op pad na Damaskus, en dis waarby ons vandag gaan stilstaan. En as ons dan kyk na hierdie tydlyn, ons weet dat in Handelinge 7 word daar verwys na Saulus as 'n jong man, dan behoort Saulus iewers tussen 25 en 30 jaar oud te gewees het op die pad na Damaskus waar hy dan tot bekering gekom het. Ons begin dan met Handelinge 9 vers 1 en 2. Saulus, wat nog steeds dreigemente en moord teen die disippels van die Here aangeblaas het, het na die hoëpriester gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat indien hy enige mense opspoor wat aanhangers van die weg is, mans sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. Nou, wat sien ons? Die kerk bestaan nou al vir min of meer 2 na 3 jaar, en daar is vervolging. En Saulus, ons sien vir Saulus, die vurige fariseer, hy kry natuurlik briewe by die hoëpriester om te gaan na Damaskus, om dan nou enige disippels, ook bekend as die aanhangers van die weg, te arresteer en terug te bring na Jerusalem. Nou dit sê vir ons 'n paar dinge. Dit sê vir ons dat Saulus was baie bekend in die Sanhedrin. Hy was vurig, en die hoëpriester moes vertroue in hom gehad het, want hy stuur hom na Damaskus met hierdie bepaalde briewe. Ons sien ook dat die Sanhedrin het gesag gehad oor sinagoges buite Jerusalem. So die sentrale liggaam was die Sanhedrin, en dan die persone rondom Jerusalem, Judea, Samaria, uithoeke van die wêreld, oral waar daar sinagoges was, sou steeds onder die gesag gewees het van die Sanhedrin in Jerusalem, onder die gesag natuurlik van die hoëpriester. Nou as ons hier kyk op Google Maps, dan sien ons daarso is Jerusalem, en hierdie is die moderne pad, al die pad deur Jordanië tot in Sirië, en daarso is Damaskus, 311 kilos wat jy pad langs soontoe sou reis. Dit gaan jou net meer as 5 ure vat met 'n voertuig, maar destyds natuurlik heel wat langer. En Damaskus was natuurlik dan geleë in die Romeinse provinsie Sirië, en in Sirië, in spesifiek Damaskus, was daar 'n groot Joodse bevolking wat hier woonagtig was in die 1ste eeu na Christus. Nou, hoekom gaan Saulus na Damaskus? Saulus wou verhoed dat die Jode daar in Damaskus beïnvloed word deur die evangelie, want hy sien dit reeds in Jerusalem en ook rondom Jerusalem gebeur. So die Sanhedrin stuur hom dan nou, uit autoriteit gehad om dan nou by hierdie sinagoge wat buite Judea was, maar steeds onder die jurisdiksie van die Sanhedrin in Jerusalem was, om dan nou hierdie gelowiges uit te lewer aan Jerusalem. En ja, dit is hoekom daar nou uit die aard van die saak gekies is om na Damaskus te reis. Saulus se bekeringsverhaal kom op 3 plekke voor. Handelinge 9, daar lees ons net die algemene geskiedenis. In Handelinge 22 gaan ons sien hoe Paulus getuig voor die Jode, en dan voor Agrippa die tweede in Handelinge 26. En is altyd interessant as mens 3 verskillende
weergawes het van dieselfde gebeure, en dit help ons om die storie vanuit verskillende perspektiewe te lees. Dis ook interessant om te sien dat sekere detail in van die vertellinge voorkom en elders weggelaat is. Soms is die volgorde so bietjie anders, maar lank en die kort is, ons het 3 verskillende weergawes van Saulus se bekeringsverhaal. As ons dan in vers 3 lees, terwyl hy onderweg was en naby Damaskus kom, het 'n lig uit die hemel hom skielik omstraal. Nou om dit maklik te maak, het ek sommer dan nou die ooreenstemmende verse in Handelinge 22 en Handelinge 26 gaan kry. Ek gaan nie dit alles lees nie, maar ek wil wel die verskille of aanvullende detail net deel. Ons sien in Handelinge 22, dit was rondom die middaguur wat hierdie lig geskyn het, en dan in Handelinge 26 baie mooi word daar gesê, dis helderder as die son gewees. So hierdie was 'n besonderse skerp lig. En as ons dit in ag neem, onwillekeurig, dink ons dan aan Openbaring. In Openbaring 1 vers 16 word dan natuurlik verwys na Jesus. Ons lees, in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, uit sy mond het daar 'n skerp swaard met 2 snykante gekom, en sy gesig was soos die son, wat in al sy felheid skyn. Nou, dink jouself, hoe helder Jesus se gesig moet skyn, as dit soos die son is, selfs skerper. En dit is presies wat Paulus hier gesien het, op pad na Damaskus. 'n lig wat in daai helder Midde-Oosterse fel sonlig helderder was as dit. Dit was so helder, ek bedoel jou oë moet op skreefies wees as jy in die middel van die dag daarso sou reis. Maar dit is so helder dat selfs die lig wat klaar so helder is, daai lig was nog helderder as dit gewees. So dit was ongelooflik fel in helderheid. Vers 4. En hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Nou interessant, hier in hoofstuk 26 sien ons, daar word spesifiek verwys na die Hebreëse taal, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Die eerste punt wat ek wil maak is, daar staan nie, waarom vervolg jy die kerk nie? Daar staan nie, waarom vervolg jy my disippels nie? Daar staan, waarom vervolg jy my? En is belangrik om dit te verstaan, dat as 'n mens raak aan die kerk, raak jy aan Jesus. So, daar's iets baie moois aan dit daarin vasgevang, en dan natuurlik, wat ons ook gesien het, Shaul, Shaul, ons weet nou al, ons het laas ook daar gepraat, Shaul is die Hebreëse weergawe van sy naam, die vertaling wat ons het natuurlik is Saulos, sal die Griekse weergawe wees van Shaul, en dan weet ons natuurlik Paulus is die Latynse naam, wat ons dan later mee te doen het. Dis nie verskillende name nie, Paulus het uit die aard van die saak Latynse, Griekse naam gehad, en dan het hy ook 'n Hebreëse naam gehad. Maar dan nou interessant, as ons hier kyk na hoofstuk 26, dan is daar 'n addisionele sin wat net hier voorkom, dit is vir jou swaar om teen die prikkels te skop. Nou wat beteken dit om te skop teen die prikkels? Nou hierdie prentjie gaan ons help om dit beter te verstaan. So, as ons kyk na hierdie stuk gereedskap, dan word dit 'n prikkel genoem. In party vertalings lees ons selfs van 'n osprikkel of 'n osdrywerstok. En die doel daarvan is redelik eenvoudig. Hierdie os of hierdie dier moet die ploeg vorentoe vat. En as hierdie dier nie in die rigting wil gaan wat die persoon wil hê die dier moet gaan nie, dan word 'n osprikkel of dan nou 'n prikkel ingespan. En in sekere gevalle kan dit wees, partykeer is daar meer as een dier, dat hierdie dier sal skop teen daardie prikkel, en dit uit die aard van die saak sou die dier dan beseer het. So, die osprikkel word gebruik wanneer die dier dalk te stadig beweeg of in die verkeerde rigting beweeg. En dis presies die woorde wat Jesus dan nou hier gebruik in hierdie openbaring aan Paulus, Saul, kies die naam wat jy hom wil noem, dis een en dieselfde persoon. En ons lees natuurlik
in Rigters 3 vers 31. Na Eet was dit Samgar, seun van Anat. Hy het die Filistyne verslaan, 600 man met 'n osdrywerstok. Daar's weer die idee. Ook hy het Israel verlos. So die idee van 'n prikkel, 'n osdrywerstok, ons kry dit natuurlik daar. En wat sien ons? Dis presies wat Saulus doen. Saulus skop teen die prikkels. Hy wil teen dit gaan wat die Here wil hê hy moet doen. Maar die lank en die kort is, so ons het al voorheen daarin geraak, ons weet hy sou bekend gewees het met die woorde van Stefanus. Ek bedoel, hy was daar gewees toe Stefanus getuienis gelewer het, toe Stefanus éventueel gestenig is. En deur dit, wat het Saulus gedoen? Hy het die evangelie weerstaan. Hy het aanhou skop teen die prikkels. Maar daai geskoppery gaan nou tot 'n einde kom. Hy het gevra, wie is u Here? En hy antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. In hoofstuk 22, Jesus van Nasaret, maar die res is alles identies in al 3 weergawes. Nou interessant, sy vraag is, wie is u Here? Nie, wie is jy nie? Nie, wie of wat is jy nie? Hy vra, wie is u? Daar is respek wat hierso openbaar word. En ons kan nie vanuit daai Here aflei of hy reeds Jesus se goddelikheid erken het nie. Onthou die woord Here daarso is die woord kurios in Grieks. Die kan ook vertaal word met wie is u meneer? Who are you sir? Dis nie noodwendig Here soos wat ons dit sal sien as 'n goddelike titel nie, maar ons sal sien dat binnekort sy presies weet. So ons is nie 100% seker of hy reeds hier in hierdie oomblik geweet het dat dit God self is wat met hom praat nie, maar dit was moontlik die geval gewees. En dan die antwoord. Die antwoord wat Saulus se hele lewe sou omkeer. Ek is Jesus. Vir die laaste 2 tot 3 jaar was Saulus iemand wat die volgers van Jesus meedoenloos vervolg het. En in een oomblik kom hy tot die besef dat die God van Abraham, Isak en Jakob, die God wat hy met soveel passie en ywer dien, Jesus is sy seun. Vers 6. Staan op en gaan na die stad. En daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Hoofstuk 22 is baie dieselfde. En dan hoofstuk 26, kom op jou voete, staan regop. Nou, hoofstuk 26, ons gaan later kyk na daardie woorde, is 'n bietjie meer uitgebreid, maar ek glo daai woorde wat volg is eerder later aan Saulus geopenbaar. Op hierdie stadium van die geveg, al wat gebeur het is, Saulus het die lig gesien, hy het die stem gehoor en die opdrag gekry, gaan na Damaskus. 'n Interessante opmerking in vers 7 van hoofstuk 9, die manne wat saam met hom gereis het sprakeloos gestaan, omdat hulle wel die stem gehoor het, maar niemand gesien het nie. En dan vergelyk ons dit met hoofstuk 22, die mense wat by my was, het wel die lig gesien, maar nie die stem gehoor van hom wat met my gepraat het nie. En nou is daar daai klassieke vraag, maar is hier nie 'n weerspreking nie. Want het hy nou die stem gehoor, het hulle nie die stem gehoor nie, wat is hier so aan die gang? Nou, dis nie 'n weerspreking nie. Die Griekse woord wat hier gebruik word vir stem, daar is die woord fonie, soos telefonie, foon. En dit is waar ons 'n woord kry soos telefoon. En fonie beteken stem of klank of geraas. So, wat het hulle gehoor? Hulle het definitief iets gehoor. Hulle het definitief 'n klank gehoor toe Jesus met Saulus gepraat het, maar hulle kon nie die betekenis daarvan uitmaak nie. So hulle het gehoor, maar hulle het ook nie gehoor nie. So dis nie 'n weerspreking nie, dit hang net af hoe 'n mens die konteks daarvan lees. Saulus het van die grond af opgestaan en alhoewel sy oë oop was, kon hy niks sien nie. Hulle het hom aan die hand gelei en Damaskus binnegebring. 3 dae lank
kon hy nie sien nie, en het hy nie geëet of gedrink nie. Daar was 'n disipel in Damaskus met die naam Ananias. Nou, hierdie Ananias was natuurlik nie die Ananias van Handelinge 5 nie. Ananias was 'n algemene naam. Ek bedoel, een van die hoëpriesters was ook Ananias. So, feit van die saak is, dit was 'n algemene naam onder die Jode. En ons lees van Ananias hierso. In 'n visioen het die Here vir hom gesê, Ananias, en hy het geantwoord, hier is ek, Here. Altyd 'n goeie manier om te antwoord as die Here jou roep natuurlik. Toe sê die Here vir hom, maak gereed en gaan na die straat bekend as Reguitstraat en vra in die huis van Judas na iemand uit Tarsus met die naam Saulus. Want kyk, hy is besig om te bid en het in 'n visioen gesien dat 'n man met die naam Ananias binnekom en hom die hande oplê om hom weer te laat sien. So ons lees nou van hierdie vroom man, Ananias. Hy was 'n disipel, hy was 'n volger van Jesus en hy het 'n goeie reputasie gehad in Damaskus. En die manier hoe God met hom hierso praat is deur 'n visioen. Hy kry duidelike instruksies, gaan na die huis van Judas in Reguitstraat. En in die visioen word Ananias gewys hoe Saulus bid en ook hoe Saulus 'n visioen ontvang het. En in Saulus se visioen het Ananias hom die hande opgelê om weer te kan sien. Ananias het geantwoord, Here, ek het by baie mense van hierdie man gehoor, van al die kwaad wat hy u heiliges in Jerusalem aangedoen het. En hier het hy volmag van die leierpriesters om almal wat u naam aanroep in boeye te slaan. Maar die Here sê vir hom, gaan, want ek het hom uitgekies as instrument om my naam uit te dra na nasies en na konings en na Israel. Ek sal boonop aan hom toon hoeveel hy ter wille van my naam moet ly. Nou, dis te verstaan, hè? Ananias is geskok oor God se opdrag. Moet ek vir Saulus gaan bid? Die Saulus. Saulus wat volmag het om disippels te arresteer en Jerusalem toe te vat. En dis te verstaan, enige mens sal so reageer. En hoe mooi is dit dat God nie vir Ananias berisp nie? Dis asof God net aangaan met die gesprek. Maar Ananias is 'n mens. Enige mens sou daai vraag gevra het. Maar kyk wat sê die Here vir hom. Hy sê 2 dinge vir Ananias. Hy sê eerstens, Saulus is uitgekies. En daar is ons weer by ons klassieke debat van uitverkiesing, maar hy's uitgekies as instrument. Die primêre konteks van hierdie uitverkiesing gaan nie oor redding nie. Dit gaan oor redding wat bewerk word deur Saulus as instrument in God se hande. En wat is die opdrag? Hy gaan 'n instrument wees vir wat? Om God se naam uit te dra na die nasies. En ons sal sien later, dis presies wie Paulus was, die apostel vir die heidene, vir die nasies. En konings, ja, hy gaan getuig voor konings, hy gaan getuig ook later voor die keiser en ook die Jode. En daai is 'n interessante patroon wat ons eerstdaags gaan sien as Paulus op sy eerste sendingreis gaan, later in Handelinge. Wat gebeur as Paulus by 'n plek aankom? Wat's die eerste plek wat hy besoek? Die sinagoge. Hy verkondig die evangelie aan die Jode, aan Israel. En dan gewoonlik, meerderheid van die Jode verwerp hom, en waartoe gaan hy dan? Dan gaan hy na die heidene toe. Maar die tweede ding, wat God dan nou vir Ananias sê, is die volgende. Saulus gaan baie ly in die uitvoering van hierdie taak. Toe Jesus vir Saulus geroep het, was een van die eerste dinge wat Jesus met hom gedeel het, die hoeveelheid lyding wat hy sou verduur ter wille van die naam van Jesus. En dis harde woorde, maar dis so mooi dat God van die begin af sê, ja, hier is die opdrag, ek jou uitverkies vir hierdie, maar besef een ding, daar gaan lyding wees, daar gaan baie lyding wees, daar gaan lyding wees as jy my wil volg, daar gaan lyding wees as jy ja sê vir hierdie opdrag. Ananias het toe vertrek en die huis binne gegaan en hom die hande opgelê met die woorde, Saul, broer,
Hoe mooi is dit? Saul, broer. Nie Saul, vyand, Saul, jou teenstander van Jesus nie. Nee, Saul, broer. Dit is net moontlik om sulke woorde te spreek as jy vervul is met die Heilige Gees. Om die ex-vervolger van jou eie broers en susters 'n broer te noem. Dit is net moontlik as God soewerein regeer oor elke faset van jou lewe. Saul, broer, die Here het my gestuur. Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. Hoe mooi is dit? Hierso is definitief 'n openbaring van God se krag. Hierdie is natuurlik daai visioen, dis 'n woord van kennis gekombineer met 'n visioen. Hoekom is dit belangrik? Want sit jou gou-gou net in Saulus se sandale. 3 dae blind, 3 dae nie geëet nie, 3 dae nie gedrink nie. Al wat hy gehoor het was hierdie stem wat vir hom sê, waarom vervolg jy my? En gaan na Damaskus. En nou het hy die visioen ook gesien, dat Ananias vir hom die hande op lê. So nou kom Ananias daaraan, hy noem hom broer, hy lê hom die hande op, en ons gaan nou sien wat gebeur. So, dit staan daar. En dadelik het daar iets so skille van sy oë afgeval, hy kon weer sien en het opgestaan en is gedoop. Nadat hy geëet het, het hy sy krag herwin. So ek dink wat ons net moet verstaan is, wat het deur trotse Saulus, wat nou Damaskus toe gaan, en ek gaan in die naam van Jahwe, gaan ek al hierdie Christene arresteer en Jerusalem toe bring, en vir 3 dae sit hy daar met hierdie absolute worsteling in sy hart. Wat moet hy maak met dit? En op 'n bonatuurlike wyse. Het hy die visioen, hy weet van Ananias, hier kom Ananias, en op die eind van die dag lê hom die hande op, hy kan sien, en hy is gedoop. Natuurlik sien ons dit, dat doop, aanroep van Jesus se naam, vergifnis van sonde, dis 'n alles in een pakket. En ons in ons westerse wêreld probeer altyd hierdie goeders van mekaar te skei. Maar die feit van die saak is, dit was 'n alles in een pakket wat hierso plaasgevind het. Wat ook belangrik is om net dieselfde vraag ook net aan een ding te dink, as ek nou hierso net sit en dink, hoekom het God nie net vir Saulus gesê, waarom vervolg jy my, en dan gee hy daarna vir hom die opdrag, hoor hierso, jy moet glo in my, en jy moet gedoop word nie. Hoekom is daai opdrag nie direk aan Saulus gegee nie? En ek glo die rede daarvoor is, want dit gaan oor die liggaam. Dit gaan oor die liggaam in die eerste plek. Dat God 'n sekere deel van die legkaart vir Saulus gegee het, maar 'n ander deel van die legkaart aan Ananias gegee het, en nou moet ons saamwerk om die legkaart te voltooi. Ek dink dis een rede om net vir ons te illustreer dat die liggaam werk saam. Almal het nie al die gawes nie. Verskillende ledemate van die liggaam het verskillende gawes. Ons het mekaar nodig. Maar tweedens, verbeel jou, God het vir Saulus gesê, laat jou doop, en hy's iewers daar gedoop, en hy daag op in Damaskus, en hy sê vir almal, hoor hierso julle, ek is toe nou al die tyd ook 'n volger van die weg. Ek dink dit sou met baie skeptisisme begroet gewees het, want die meerderheid mense sou nie geglo het, dat Saulus werklik tot bekering gekom het nie. Hulle sou dit beskou het as 'n triek, wat hy trek, om op die eind van die dag, van hulle uit te ken, en dan gevange te neem, en terug te vat Jerusalem toe. Maar ja, hy het tot geloof gekom, en as bevestiging van sy geloof in Christus Jesus, is hy gedoop. Nou net Handelinge 22, wat dieselfde verhaal beskryf, maar net vanuit 'n ander hoek, wil ek net ook hierso deel, want is so mooi. 'n sekere Ananias, 'n vrome man volgens die wet, ons het reeds gesien, hy was 'n vrome man, en een oor wie al die Joodse inwoners goeie getuienis gelewer het. Met ander woorde, hy was 'n man van goeie reputasie. Het na my gekom en voor my kom staan en gesê, Saul, broer, sien weer. En op daardie oomblik kon ek hom sien. Ons weet natuurlik, hy het hom die hande opgelê. Toe het hy gesê, die God van ons vaders het jou uitverkies om sy wil te ken, om die regverdige te sien, om Jesus te sien, en om die stem uit sy mond te hoor. Hy het die stem van Jesus gehoor, want jy sal voor alle mense
vir hom 'n getuie wees. En dan gaan ek weer terug, die woord getuie, martures, martelaar, selfe Griekse bronwoord etimologies, nê? Om 'n getuie te wees vir hom van wat jy gesien en gehoor het. En nou, waarom aarzel jy nog? Staan op, laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy sy naam aanroep. Hierdie is so 'n mooi vers hier aan die einde. En ek sit en dink dit, en ek het dit nou reeds genoem, maar ek dink in ons westerse wêreld, ons probeer geloof en sondevergifnis en die aanroep van Jesus se naam en redding en doop, ons probeer al hierdie goeders uitmekaar uittrek en ons probeer dit te kompartementaliseer. Maar kyk wat hier gebeur het. Dis weer eens, ek het dit vroeër ook genoem, 'n alles in een pakket. Hoe weet ek iemand glo? Wel, jou dade bevestig dit. En wat is die beste teken om te sê dat jy wedergebore is en dat jy geloof geplaas het in Jesus Christus? Wel, dis die fisiese doop. En dit is hoekom oor en oor en oor in Handelinge sien ons die laat jou doop en geloof, sonde afwas, alles daarin loop hand aan hand. Hy was 'n paar dae lank saam met die disippels in Damaskus en het Jesus dadelik in die sinagoges verkondig deur te sê dat hy die seun van God is. Almal wat hom gehoor het, was verstom en het gevra: "Is hy nie die man wat in Jerusalem die mense wat hierdie naam aanroep probeer uitroei het en hierheen gekom het om hulle geboeid na die leierpriesters te neem nie?" Saulus het egter al hoe meer krag ontvang en die Jode wat in Damaskus woon verwar deur te bewys dat Jesus die Christus is. So wat sien ons hierso? Saulus het nie eers gegaan vir een of ander kursus of een of ander opleiding nie, en ek sê nie dit is nie nodig nie, maar die feit van die saak is, hy het dadelik Jesus in die sinagoges verkondig. Nu ek jouself indink, hierdie is nogal verwarrend vir die mense, en dis hoekom hulle reaksie is wat ons hierso lees. Almal ken vir Saulus, hy is die een wat die kerk met wortel en tak wil uitroei. En wat gebeur hierso? Dis nie wat gebeur nie. Ons sien dat hy besig is om te getuig kragtadig dat Jesus die Christus is, dat Jesus die seun van God is. En uit die aard van die saak, hy het krag daarvoor ontvang om dit te doen, die Heilige Gees het hom bekragtig om dit te doen, maar jy kan jouself indink, die mense was aanvanklik baie skepties, maar uit die aard van die saak, daar was vrug op sy lewe. Dan staan daar in vers 23, maar nadat 'n hele paar dae verloop het. Nou, hoe lank was hierdie hele paar dae waarvan ons lees? Wel, om daardie vraag te kan beantwoord, moet ons blaai na Galasiërs hoofstuk 1. Ek lees vir ons Galasiërs 1 vanaf vers 15. Toe God dit egter goed gevind het, hy wat my afgesonder het van voor my geboorte af en my deur sy genade geroep het om sy seun aan my te openbaar, sodat ek hom aan die heidene sou verkondig, het ek nie dadelik vlees en bloed geraadpleeg nie. Hy is nie dadelik na mense toe nie. En dan lees ons ook verder, ook het ek nie na Jerusalem opgegaan, na hulle wat voor my apostels was nie, maar ek het wel na Arabië gegaan, en toe weer na Damaskus teruggekeer. Met ander woorde, Damaskus, Arabië, Damaskus. Eers later, na 3 jaar, het ek na Jerusalem opgegaan om Sefas te ontmoet. Sefas is net 'n ander naam vir Petrus, en ek het 15 dae by hom gebly. Maar van die apostels het ek niemand anders gesien nie, behalwe Jakobus, die broer van die Here. Nou hier's baie wat hierso opgeteken is. So, wat ons gaan sien is, op pad Damaskus toe, kom Saulus tot bekering. Hy was vir 'n ruk in Damaskus. Toe was hy in Arabië. Daar word vermoed dit was daai 3 jaar waarna verwys is. En toe is hy terug Damaskus toe. En eers toe is hy Jerusalem toe. En toe hy wel in Jerusalem was hy net vir 15 dae in Jerusalem. Ons gaan later sien waartoe is hy toe. Net vir 15 dae, en al wie hy ontmoet het, was Petrus, enigste apostel wat hy ontmoet het, en dan die enigste ander persoon wat noemenswaardig is, was Jakobus, die halfbroer van Jesus. Onthou, Jakobus se pa was Josef, ma was Maria, Jesus se ma was Maria, halfbroer van Jesus.
Dis al wie hy ontmoet het. En belangrik, hy het nie vlees en bloed geraadpleeg nie. En op grond daarvan word dit wyd aanvaar dat in hierdie 3 jaar wat Paulus in Arabië was hy dan nou onderrig deur Jesus self, wat fenomenaal is, as 'n mens daaraan dink. Want hy het die evangelie by Jesus self dan ontvang, wat hy gedeel het met die nasies. Nou kom ons kyk net gou na Arabië, en dan waar ons dit op die kaart sal kry. Hier sien ons hoe ver die Nabateese ryk gestrek het, toe hy op sy grootste was, en hierdie is woestynwêreld. Ek bedoel, hierdie is basies Saudi-Arabië, hier het ons Dubai en Qatar en Oman en al hierdie, dis diep woestynwêreld. So ons weet dat in hierdie wêreld was dit woestynagtig. Hier die Negev is hier ook. So en die feit van die saak is dat Saulus was hier afgesonder gewees vir 'n tydperk van tot soveel as 3 jaar, en dat hy direk by Jesus onderrig gekry het in hierdie tydperk. Hierdie prentjie is baie bekend, dis natuurlik 'n prentjie van Petra, wat die hoofstad was van die Nabateese koninkryk. En dit sluit plekke in soos die moderne Sirië, dele van Jordanië, Saudi-Arabië, daai sal selfs 'n deel wees van Egipte. Maar ja, dit was die Nabateese koninkryk gewees. Maar nadat 'n hele paar dae verloop het, het die Jode saamgespan om hom dood te maak. Saulus het egter van hulle komplot te hore gekom. Hulle het die stadspoorte dag en nag dopgehou sodat hulle hom kon doodmaak. Maar sy disippels het hom in die nag gaan haal en hom deur 'n opening in die muur in 'n mandjie laat afsak. Nou hierdie gebeure lees ons van ook in 2 Korintiërs 11. In Damaskus het koning Aretas se etnarg die stad Damaskus bewaak om my te arresteer. Deur 'n venster in die stadsmuur is ek toe in 'n mandjie laat sak en het ek aan sy hande ontkom. Nou, Aretas, ironies genoeg, was 'n koning van die Nabateërs, en dit is presies die koninkryk waarbinne Saulus homself bevind het, toe hy die evangelie ontvang het. En hy het 'n etnarg gehad, so 'n etnarg, etnos beteken mense, arg is leier of heerser, so leier van die mense. So Aretas het 'n verteenwoordiger gehad of 'n afgevaardigde gehad, wat dan nou hierdie stad bewaak het, want hy wou Saulus arresteer. En hierdie Aretas was natuurlik Aretas die 4de. Sy bynaam was Philopater, of sy volle naam was Philopater. En ja, mens sal dalk sê, maar dit is dan die Romeinse provinsie Sirië, en dan Nabatea is hier onder, die Nabateese koninkryk. Maar ja, ons weet selfs met Herodes en so aan, die Romeine het soms sekere individue oor sekere streke aangestel. So op hierdie stadium van die geveg het die koninkryk van Nabatea heel waarskynlik ook invloed gehad oor Damaskus. En wat interessant wel is, koning Aretas, wat hy seker genoem dan nou is, koning Aretas die 4de, het gelewe tussen 9 voor Christus en 40 na Christus. En dit is belangrik vir ons tydlyn. Maar in elk geval, Saulus is deur 'n venster in die stadsmuur laat afsak in 'n mandjie. En as mens nou dink aan soortgelyke gevalle, dan dink ons aan Rahab en die verspieders, en dan Mikal ook met Dawid, maar hulle is afgesak deur middel van 'n tou, nie 'n mandjie nie, maar Saulus is dan nou in die mandjie en hy kon vlug, en nou, na meer as 3 jaar, kan hy uiteindelik Jerusalem toe gaan. So kom ons kyk gou weer na ons tydlyn. Ons sien Saulus kom tot bekering 35-36 na Christus. Hy is nou so om en by 25 na 30 jaar oud, en dan is hy vir 'n tydperk in Arabië. En dan hierdie mandjie episode in 38-39 na Christus, vir die eerste keer kan Saulus nou weer terugkeer na Jerusalem, en daar het ek dit ingesit net terwille van ons tydlyn. In 40 na Christus is Aretas die 4de Philopatris
is oorlede. En dit help ons om te weet dat dit moes voor 40 na Christus gewees het, wat Saulus dan nou terugkeer. En as ons die ouer ouderdom vat, op hierdie stadium van die geveg, is Saulus maar 'n skamele 33, baie jonk. Baie keer die prentjies wat ons het van Saulus is van 'n ou man. Ja, dalk later, maar op hierdie stadium van die geveg nie 'n baie ou man nie. Hy's nog 'n jong man, hy's vol vuur, hy's vol passie en hy gaan nou vir die eerste keer weer terug Jerusalem toe. Toe Saulus in Jerusalem aankom, het hy probeer om by die disippels aan te sluit. Maar almal was bang vir hom, omdat hulle nie geglo het dat hy 'n disipel is nie. Barnabas het hom egter gaan haal en na die apostels geneem en vir hulle vertel hoe hy op die pad die Here gesien het, dat hy met hom gepraat het en hoe hy in Damaskus met vrymoedigheid in die naam van Jesus gepreek het. Saam met hulle het hy in Jerusalem gekom en gegaan en met vrymoedigheid in die naam van die Here gepreek. So, dis die jaar 38 of 39 na Christus. Saulus is uiteindelik in Jerusalem. Maar wat is die reaksie van die kerk? Hulle is bang vir hom. Van hulle onthou nog hoe Saulus daar gestaan het toe Stefanus gestenig is. So hulle het met goeie rede gedink hierdie is 'n lokval. Alhoewel dis nou al 3 jaar later, maar van hulle het nie die vrede vertrou nie. En selfs die apostels het hulle afstand gehou. En jy kan jouself indink vir iemand so Saulus wat hierdie wonderlike ontmoetings al gehad het met Jesus, vir hom moes dit tot 'n mate frustrerend gewees het. En wat dit moeilik maak, die kerk het hom nie aanvaar nie, maar die Jode wat Judaïsme gevolg het, wou ook niks met Saulus meer te doen gehad het nie. Want volgens hulle was hy 'n verraaier. En die Jode wat Jesus gevolg het, wou ook niks met Saulus te doen gehad het nie, want hulle het nie geglo hy was 'n ware disipel nie. Maar dankie tog vir iemand soos Barnabas. Ons het laas van hom gelees in Handelinge 5. Barnabas was, soos sy naam beteken, seun van bemoediging. Hy was 'n bemoediger gewees. En hier bring hy vir Saulus na die apostels toe. En hy tree in die bres vir hom. En nou word hy aanvaar deur die gemeente in Jerusalem. En so begin sy bediening in Jerusalem onder die Jode, spesifiek dan nou ook die Helleniste. Maar soos ons weet, hierdie totale tydperk van bediening in Jerusalem was 'n skamele 15 dae. Vers 29, hy het ook met die Helleniste gepraat en geredeneer, maar hulle het hom probeer doodmaak. Maar toe die broers dit agterkom, het hulle hom na Kaesarea geneem en na Tarsus weggestuur. So, die Helleniste, ons het al vroeër gelees van die Helleniste, onthou Saulus self was heel waarskynlik op sy dag deel van die sinagoge van die Libertyne, of het ten minste daar besoek afgelê, en dis dieselfde plek, die sinagoge van die Libertyne, waar hy 3 jaar van tevore vir Stefanus hoor getuig het. So, die Helleniste is die groep waarop Saulus sy hoop gevestig het, dat hulle sal hoor wat hy sê, want hy kan nou in Grieks. Onthou, Paulus was ongelooflik goed in tale gewees, hy het groot geword buite Judea, so hy het heel waarskynlik Grieks as moedertaal gepraat, en hy is een van hulle. Hy gaan nou met hulle, met sy eie mense praat. Maar wat is die realiteit? Hulle het sy boodskap verwerp, en kort voorlank is hulle realiteit, ons wil jou doodmaak. En dan, terwille van Saulus se veiligheid, kom die gelowiges tot die slotsom, ons moet vir Saulus wegstuur. Nou, hoe lank was hy al in Jerusalem? Wel 15 dae, is al. En in hierdie 15 dae het hy nie eers al die apostels ontmoet nie. Hy het net vir Petrus ontmoet, ook bekend as Sefas, en hy het Jakobus ontmoet. En waartoe word hy gestuur? Via Caesarea Maritima, wat aan die kus is. Van daar af reis hy noordwaarts na sy geboortestad Tarsus in die Romeinse provinsie van Cilicië. En hier was Saulus, en dit hang af ons die tydlyn kyk, kom ons kyk gou na waar hy was. Galasiërs 1 vers 21, later het ek na die streke van Sirië en Cilicië gegaan, maar ek was persoonlik onbekend by die Christelike gemeentes in Judea. So, lank en die kort is, hy was vir 15 dae in Jerusalem en toe sy al die pad op en uit hier, Sirië, sien ons daar
regsonder en dan Cilicië, daar's Tarsus, daar is sy geboortestad. Dis waar Paulus bedien het in hierdie tyd. En daar word na hierdie tyd verwys na die stiljare. So ons weet hy het tot bekering gekom en ons weet 3 jaar tyd in die woestyn, tyd in Arabië wat hy daar gehad het. En dan weet ons hy is na Tarsus. En ons gaan later hierby uitkom, maar meeste tydlyne sê dan dat van 38-39 na Christus tot 46-47 na Christus het daar 'n tydperk verloop wat bekend staan as die stiljare. So ons lees nie baie van wat in daai tyd gebeur het nie en ons weet Saulus was toe nog nie ingetrek deur die gemeente in Antiochië nie. Ons weet Barnabas gaan hom later daar gaan haal, maar ons sal daarby kom as ons kom by Handelinge hoofstuk 13. Maar wat sien ons? 3 jaar intense opleiding en dan 7 jaar is daar bediening wat plaasvind, maar ons lees nie baie daarvan nie. En mens kan jouself indink. Sjoe, dis 'n lang tyd. Dis 10 jaar voordat hy uitgestuur is deur die gemeente om bediening te doen. En hier's die lank en die kort daarvan. Dalk is jy besig om nou voorberei te word vir baie groter dinge in God se koninkryk. En soms moet ons wag. En ek's versigtig met hierdie boodskap. Want vir party is die boodskap net 'n bietjie wag. Vir al die jonger lot wat baie gretig is om te gaan. Soms moet ons net 'n bietjie wag en daar's 'n rede om te wag. Maar dan's daar van die ouer garde wat nie moet wag nie. Hulle moes al 10 jaar terug ophou wag het. Hulle moet gaan. So jy moet self onderskei deur die Heilige Gees. Moet jy wag of moet jy hardloop? Moet jy wag of het jy al te lank gewag? In watter groep val jy? Maar die lank en die kort is, God se tyd is die perfekte tyd. Ons moenie dit mis nie. En as ons dan net hier kyk na die tydlyn weer eens, op die ouderdom van 33 is hy vir 15 dae in Jerusalem, as ons die ouer ouderdom vat, en dan moet ons 6 bytel. So dit beteken, ja, Saulus was in sy laat 30s, baie vroeg 40s, toe hy uit die aard van die saak eintlik weggetrek het en voltyds op sending gegaan het. Nie dat hy nie voor dit daar was nie, hy het uit die aard van die saak, toe hy in Tarsus was in Cilicië en Sirië, ook daar bedien, maar die feit van die saak is, sy groot bediening het eers begin, toe hy 40 jaar oud is. Die kerk dwars deur die hele Judea, Galilea en Samaria het vrede beleef en is opgebou. Hulle het met onsag voor die Here geleef en met die bemoediging van die Heilige Gees het hulle getalle toegeneem. So as ons hierdie lees, dan sien ons die woorde van Jesus wat in vervulling gaan, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria tot in die uithoeke van die wêreld. Hier gebeur dit. Judea, check. Samaria, check. En ons vrede. En dit was 'n vraag wat uitgekom het, die vervolging opgehou. Nee, die vervolging het nie opgehou nie, maar ek dink die Sanhedrin moes een of ander tyd besef na al hierdie jare, ons gaan nie hierdie beweging stuit nie. Ons gaan nie hierdie beweging kan stop nie, want dit word groter en groter en ons sien bemoediging deur die Heilige Gees, maar die getalle het bly toeneem. Hierdie was 'n kerk wat gegroei het. En dis wat gebeur as die Heilige Gees regtig harte vul. Die kerk groei, getalle neem toe. Ons gaan vir die res van hierdie gesprek nie nou meer fokus op Paulus nie. Ons sal later weer in hoofstuk 13 by Paulus uitkom, maar vir nou skuif die fokus na Petrus. Petrus het oral rondgereis en ook by die heiliges wat in Lydda woon aangekom. Daar het hy 'n man teëgekom met die naam Eneas, wat al 8 jaar lank bedlêend en verlam was. Petrus het vir hom gesê, Eneas, Jesus Christus maak jou gesond. Staan op en maak jou bed op. En hy het dadelik opgestaan. Al die inwoners van Lydda en Saron het hom gesien en hulle tot die Here gewend. Nou, alhoewel die apostels hoofsaaklik in Jerusalem gestasioneer was, het hulle gelowiges besoek wat weens die vervolging verspreid was in plekke soos Judea en Samaria. Nou hier lees ons van Lydda. Nou Lydda is uit die aard van die saak, op die ou kaart sal jy hom daarso sien Lydda,
En op Google Maps, daar is Jerusalem, daar is om en by 60 kilos van Jerusalem af. Vandag is dit die moderne stad of dorp met die naam Lod, met 'n D aan die einde. En dan, seker so 20 kilos verder, Tel Aviv, Jaffa, het ons daar vir Joppe, waarby ons ook gaan uitkom. En as ons dan nou gaan na die woorde wat Petrus spreek, dis baie dieselfde as die verlamde man by die tempel. Hier sê hy sal genees word. Hy sê vir hom, Eneas, Jesus Christus maak jou gesond. Staan op en maak jou bed op. Dis wonderlik. Dieselfde as die man wat 40 jaar verlam was, wat ook genees is daar by die tempel. En die reaksie is ook dieselfde. Wat is die reaksie? Mense kom tot geloof, hulle wend hulle tot die Here. In Joppe was daar 'n sekere vroue disipel met die naam Tabitha. En as jy dink aan Tabitha, dan moet jy ook onmiddellik dink aan Talita, want dis 'n parallel met die storie van Talita en Jairus wat ons lees van in die evangelies. So in Joppe, vroue disipel naam Tabitha wat as Dorcas vertaal is. Nou dit help jou nie veel nie. Tabitha is Hebreëus, Dorcas is Grieks en uit die aard van die saak dit beteken bokkie, in Engels gazelle. Sy het baie goeie dade verrig en liefdadigheid bewys. So, sy het geglo, maar haar geloof het oorgegaan in dade. In daardie dae het sy siek geword en gesterf. Hulle het haar gewas en in 'n bovertrek neergelê. Die gelowiges het haar gewas en in 'n bovertrek neergelê. So, hulle het prakties dit gedoen wat mens doen met iemand wat dood is. Maar hoor mooi, aangesien Lida naby Joppe was en heel waarskynlik het hulle te hore gekom dat Petrus in Lida was, het die disippels, toe hulle hoor dat Petrus daar is, 2 mans na hom gestuur met die versoek, kom sonder uitstel na ons toe. En hier is daar 'n mate van konflik. Aan die een kant, ons berei die liggaam voor. Ons was die liggaam. Die liggaam moet begrawe word. Maar terselfdertyd in geloof, kom ons gaan haal vir Petrus. En dit bly daai konflik tussen hierdie wêreld van hemel en aarde, van genesing en siekte, van dood en lewe. En daar is 'n konflik tussen die twee. Maar die lank en die kort is, ons kan nie die disippels berisp en sê, waar's julle geloof? Hoe was julle dan hierdie liggaam en hoe lê julle haar dan neer in die bovertrek nie? Julle weet mos sy kan uit die dood uit opgewek word. Verstaan, daar word nie dit gesê nie, maar aan die ander kant, dis ook nie net van sy is gewas in die bovertrek neergelê nie. Daar is ook in geloof die disippels, die 2 mans na hom toe gestuur met die versoek, kom sonder uitstel na ons toe. Petrus het toe gereed gemaak en saam met hulle gegaan. So weer eens, ons sien 'n parallel, baie parallelle. Toe Petrus dan nou uit die aard van die saak by hierdie huis aankom, was Dorcas reeds oorlede. Toe Jesus by Jairus se huis aangekom het, was die dogtertjie Talita ook reeds dood. So ons het Jesus, ons het Petrus, ons het vir Talita en ons het Tabitha. Die een is dood, die ander een is dood. Albei is vroue. Een is 'n ouer vrou, een is 'n jonger vrou. Al die weduwees het huilend by hom kom staan. Daar was weduwees wat gehuil het ook by Talita en vir hom die onder- en boklere gewys het wat Dorcas gemaak het, toe sy nog by hulle was. Wat doen Petrus? Presies dieselfde as wat Jesus gedoen het aan huis van Jairus. Nadat Petrus almal na buite gestuur het, het hy gekniel en gebid. Jesus het ook almal uitgestuur, behalwe natuurlik 'n paar mense, onder andere Petrus, want Petrus moes sien wat Jesus doen, sodat Petrus dit kon doen wat Jesus gedoen het. Wat gebeur? Toe het hy hom na die liggaam omgedraai en gesê, Tabitha, staan op. Nou dink gou mooi, wat is die woorde gewees wat Jesus gesê het vir Talita? Hy het gesê, Talita, kum. Talita, staan op. Petrus se woorde kan ons vertaal as Tabitha, kum. Tabitha, staan op. Met ander woorde, Petrus het gesien wat Jesus gedoen het, hy doen nou wat Jesus gedoen het. Hy het sy hand vir haar gegee en haar help opstaan. Toe het hy die heiliges en die weduwees geroep en haar lewend aan hulle getoon. Dit het dwars deur die hele Joppe bekend geword en baie het tot geloof in die Here gekom. Wat sien ons? Wonderwerke, mense wat tot geloof kom. Verkondiging van die evangelie,
mense wat tot geloof kom in die Here. Petrus het nog 'n hele paar dae in Joppe by 'n sekere Simon, die leerlooier, gebly. So, ons lees nou in die laaste vers, 'n baie interessante vers, en party mense lees oor hierdie vers en dink nie eers daaroor nie. Daar word spesifiek vir ons gesê dat Simon 'n leerlooier was. Nou, besef net gou-gou wat die werk van 'n leerlooier behels. Jy werk daagliks met die karkasse en velle van dooie diere. En daar was natuurlik 'n onuithoudbare stank. Nou, volgens die Levitiese wette, sou hierdie kontak met dooie diere jou ritueel onrein maak. Die Jode het dus neergekyk op leerlooiers, want hulle was konstant in 'n toestand van seremoniële onreinheid. Tog is dit juis hier waar Petrus tuis gaan. En dis baie ironies, want volgende is Handelinge 10. En daar gaan ons sien hoe Petrus se tradisionele wortels selfs nog meer geskit kan word. So, sien jou volgende week, as ons dan kyk na Handelinge 10, wat gaan oor Kornelius, gaan baie lekker wees. Dan gaan ons verder indelf in die boek van Handelinge. Jy's meer as welkom om die WhatsApp groep te join, waar die leesplanne is, waar hierdie aanbiedings ook geplaas word, waar jy presies kan sien, alles wat jy hier op die skerm gesien het, waar jy dit self ook kan deurwerk, met al die prentjies en die dinge by. Maar ja, mag jy 'n geseënde dag verder hê, en dan gesels ons volgende keer weer, as ons kyk na Handelinge 10. Shalom, shalom.